ek dink al die hele dag hoe ek eintlik wil begin met die verwelkoming en so aan en ek het soveel vrae gekry in die afgelope 2 dae en wat ons besef het deur die jaar hoe ek en Alana nou na al die verskillende streke toe gaan met die kompetisies en so aan. En toe dink ek, wat is die belangrikheid van debat? En hoekom is dit iets wat leerders en dan naderhand studente moet doen? En toe dink ek wil vir julle vra of enigiemand vir my 'n antwoord kan gee. Hoekom is debat vir jou belangrik? Sal enigiemand? Ja? Kommunikasie en spanbou, dis 'n baie goeie een, ja? Leer jy om vir jouself te kan opstaan. Nog enetjie? Ja, Santi? Dit is 'n baie goeie ding vir leerders, ja, definitief. Die rede hoekom ek dit vra is, toe ek op skool was, het ek glad nie debat gedoen nie. Ons in die skool waar ek was nie eens 'n ding gewees nie. Ons het nie eens geweet debat bestaan nie. Ons het dit slegs in redenaars gedoen. En die dag toe ek by AfriForum begin werk het ek die eerste keer gehoor van Dink of Sink en dit was die eerste keer ook wat ek te blootgestel was aan debat en enige vorm van public speaking, as ek na die Engelse woord kan gebruik. En ek wil dit eintlik vir julle sê, om vir julle te sê, ek het niks geweet, 6 jaar terug, het ek niks geweet om voor mense te praat, om enigiets soos dit te doen nie. En ek staan vanaand hier heeltemal onvoorbereid. Ek het fisies net die name by my, en dis wat ek het. So, en ek dink dit is wat Dink of Sink lekker maak, en dis juist hoekom ons dit 'n onvoorbereide debatskompetisie maak, wat jy nie 'n antisipasie moet doen nie. Jy moet nie hierdie gedoen nie, want dis wat ons wil hê. Jy moet kan staan en jy moet fisies kan sê wat jy wil sê. Dis al. En dit is graag hoe ek hierdie aand wou open en ek is bly julle almal is hier. Dis vir my wonderlik om te sien hoe hierdie kompetisie groei elke liewe jaar. En ek hoop regtig van harte dat julle iets geleer het, dat julle die dag geniet het, dies wat nie deurgedring het na die semifinale toe nie. Ek hoop julle geniet die aand nog steeds saam. Ons baie dankie dat julle hierso is. Okay, en dan wil ek baie graag ons beoordelaars vanaand aan julle voorstel. Heel op die punt aan die regterkant van myne, soos julle linkerkant het ons meneer Martin Botha. Hy is die hoof van Hoërskool Montana. Dan het ons vir Alana Bailey. Sy is die kultuurhoof by AfriForum. Sy is ook my lynhoof. En dan langs haar het ons iemand baie spesiaal aan my. Dis die persoon wat my alles geleer het van debat. Soos wat ek gesê het, toe ek in haar kantoor ingestap het 6 jaar terug, het ek nie 'n idee gehad waarvan sy praat nie. Daar was baie geskree en gefluister en alles, maar ek sou nie vandag hier kon staan as dit nie vir mevrou Karin Bloem was nie. En dan ons tydhouer vir vanaand is mevrou Nadia de Kok. Sy is 'n onderwyser hierso by Montana. En dan is ek natuurlik Nicoline Müller, ek is julle voorsitter vir vanaand en dan ook die MC. So ek hoop ek doen 'n goeie werk. Maar kom ons kom by die goed waarvoor julle nou eintlik hierso is. So soos julle weet, gister was die junior Eidenrondes en die spanne is reeds aangekondig en kan ek net 'n aanduiding kry of my 2 spanne wel hier is? Ek het nie eens daar gecheck. Wonderlik, hier sit julle. Great. Okay, julle so die 2 spanne wat gister deurgedring het, dit was so na by die punte aan mekaar vir die top 4. So ek gaan net vir julle sê, in die 3de plek was dit Ermelo, in die 2de plek was dit Affie-Seenshoor, en dan die 2 spanne wat nou gaan kompeteer vir die wenner titel is Help Mekaar 2 en Affies Meisies 4. So kan julle asseblief vir my vorentoe kom. Weer vir almal die reëls verduidelik, dan sal ons die loting doen, okay? So julle kan maar net hierso staan, julle kan so lank.
Okay, ek wil net gou weer vir almal die reëls herhaal vir die seniors wat later gaan deelneem ook. Ons gaan eers die loting doen met 'n skerklip papier dobbelsteen. Dis baie oulik. Elke span kry een, hulle gooi die dobbelsteen, die een wat wen kies of hulle die inleidende of die opponerende span wil wees. Daarna neem hulle sitplekke in en ek gaan dan die onderwerp vir hulle lees wat dan hulle 5 minute voorbereidingstyd gaan begin. Op 3 minute gaan mevrou De Kok die groen gesiggie wys, op 4 minute die geel gesiggie en op 5 minute die rooi gesiggie, maar ek sal dit ook vir julle sê dat julle nie heeltyd hoef op te kyk nie. Dan nadat het jy elkeen 'n 2,5 minute spreekbeurt wat julle hier voor moet kom staan. As die mikrofoon bietjie te hoog is, asseblief skuif hom, veral die meisies hierso, ek sien julle is bietjie kort. En dan gaan mevrou De Kok weer eens op 1 minuut vir julle die groen gesiggie wys, op 1 minuut en 'n minuut en 'n half die geel gesiggie en op 2,5 minute die rooi gesiggie. En as elkeen klaar gepraat het, het hy hulle 'n 7 minute debatgesprek wat ook 5 minute groen gesiggie, 6 minute geel gesiggie, 7 minute rooi gesiggie. Dan daarna is daar geleentheid van die gehoor af om vir hulle vrae te vra. So luister asseblief attentief na wat hulle sê. En ek gaan dan afstap as die debatgesprek verby is en deur julle stap. Wil graag so 3 vrae vir die inleidende span hê, 3 vir die opponerende span, so luister asseblief. Okay, ons gaan dan die loting nou doen. Dis vir jou een. So is vir jou een. Julle kan sommer hier so loot. Okay, papier wen klip, so dit beteken affies meisies kan kies, wat wil julle wees? Okay, affies meisies is die opponerende span en help mekaar die inleidende span. Is almal van julle reg? Julle reg, help mekaar, is julle reg? Okay. Julle onderwerp vir die finaal is: herwinning behoort deur wetgewing verplig te word. Die inleidende span sê herwinning behoort deur wetgewing verplig te word. Die opponerende span sê herwinning behoort nie deur wetgewing verplig te word nie. Verstaan julle die onderwerp? Baie dankie, julle 5 minute voorbereidingstyd begin nou. Wolk op die horizon en ek weet, hier kom die wind wat my droogte gaan breek en daar is donder weer. Elke keer as sy in stilte arriveer, sy sag maar sy trek oor alsing, die fynste reën waar my lewe begin en kyk wat gebeur met al my seer as sy in stilte arriveer. Hier's hy, raai my as ek vra jy moet. Ek het hierdie een aangesit so lank klaar. Ek probeer die droogte weghou van nou vir jou. Ja, wel seisoen soos Giza, maar Giza niemand soen soos jy. As somer laas gesien, elke kleur een keer mooier as die vorige keer. En jy by my, door die wind jou kom haal. Kies aan jy, raai my as ek vra jy moet bly. Ek probeer die droogte weghou van nou vir jou. Ja, wel seisoen soos Giza, maar Giza niemand soen soos jy. Sal eendag nog by my bly.
seisoen wat ek kan nou vir my. Alles die ure kort en die Dit is 2 minute oor vir voorbereiding. jy kies al jy. Verraai my as ek vra jy moet bly. Ek probeer die droogte weghou vir nou, vir jou. Ja, wel seisoen soos kies al, maar kies al niemand soos jy. Verraai my as ek vra jy moet bly. Ek probeer die droogte weghou vir nou, vir jou. Ja, wel seisoen soos kies al, maar kies al niemand soos jy. Ek wil net laat gaan en my hart op jou verloor. Ek wil net laat gaan vir net nog een aand. Ek weet nie of jy weet nie, maar jy laat weer lig met jou dans. Dit is staties, euforisch. Ek swerf met die woorde in my kop wie geen nie vind. Ek staar in jou hemel, waar ek jou gevind. Elektrische strome deur ons hare. Seker maak jy die woord reg, dit is herwinning, woord deur, plig. Kan tyd net stil staan, ek wil in die oomblik leef. Kan tyd net stil staan, vannaand. Ek weet nie, of jy weet nie, maar jy laat mense vir jou staar. Is eksoties, euforisch. Ek swerf met die woorde in my kop wie geen nie vind. Ek staar in jou hemel, waar ek jou gevind. Elektrische strome deur ons hare. Okay, baie dankie. Julle 5 minute voorbereidingstyd is verby. Ons gee dan nou geleentheid vir die eerste spreker van die inleidende span om sy toespraak te lewer. Morsjors, tel op jou papiere. Morsjors, waar is jou maniere? Voorsitter, dames en here, ek is Rowan Henning en saam my spanmaats Mienke Serfontein en Renée du Preez is ons vandag daarvan oortuig dat herwinning deur wetgewing behoort verplig te word. Dames en here, dit is vir ons so duidelik soos daglig. Ons het nodig om ons eie land te bevorder. En daarom sal ek begin deur die wêreld of kyk na die wêreld in sy huidige toestand, waarna ons tweede spreker Mienke sal praat oor die trots op ons eie land en hoe dit 'n verskil kan maak deur te herwin. En ons derde spreker Renée sal kom praat oor die grootste argument en dit is net plain slegter vir die omgewing. Dames en here, ek sal eers begin deur basiese definisies te ontleed, waarna ek my eie konstruktiewe argument sal lewer. Verplig is vir ons, dit moet deur die wetgewing, of dit verplig is, dit met ander woorde, dit moet gereguleer word, dit moet gebeur en kan nie anders as deur wetgewing gemoet word nie. En dan deur wetgewing is die regering wat reëls instel om hierdie dinge dan kan reguleer. Dames en here, my argument vloei uit eerder waar ek 'n voorbeeld gekyk het na Duitsland,
waar daar selfs boetes aangewend kan word, omdat jy nie kan herwin nie. Nou, dit is vir ons presies eintlik wat hier moet gebeur. Alhoewel ons nie voorstel dat daar boetes moet aangewend word nie, glo ons dat dit definitief deur wetgewing moet gereguleer word. Dames en here, die wêreld in sy huidige toestand. Ons het probleme soos klimaatsverandering, mense wat verder nog besoedel en wat dit dan veroorsaak. En sonder dit, en sonder deel van 'n gestruktureerde samelewing, hoe gaan ons verder voorthou? Wat aansluit met ons hoofargument dat ons net klein ons eie land moet bevorder, dat ons eie wêreld moet bevorder. Want sonder dit, hoe gaan ons as 'n samelewing voortleef? Kom ons bou 'n meer gestruktureerde een, waarin ons almal saam gelukkig kan lewe. Dankie. Baie dankie. Ons gee dan geleentheid vir die eerste spreker van die opponerende span om haar toespraak te lewer. As ek kan almal my hoor. Voorsitter, almal word geleer droom groot. Maar herwinning is nie 'n droom wat in Suid-Afrika gaan realiseer nie. Nie hier nie, nie nou nie. Herwinning is nie oorwinning nie. Ek organiseer my toespraak soos volg. Eerstens sal ek die begripsontleding hanteer, waarna ek op my opponent se argument gaan reageer. Daarna sal ek my eie hoofargument aan die voorhou, dat Suid-Afrika as land nie in staat is tot herwinning nie. Daarna sal Anja julle oortuig dat die mense van Suid-Afrika nie kan herwin nie, en Danai sal dan argumenteer dat ons munisipaliteite nie kan herwin nie. Wat die begripsontleding betref, definieer ons herwinning as om produkte in oorspronklike stowwe af te breek en dan weer 'n nuwe produk te omskep. Ons wil graag 'n grens instel. Ons praat vandag oor herwinning in Suid-Afrika. Ons praat nie oor lande soos Duitsland of Amerika nie. Ons definieer behoort as 'n beleidsproposisie waar 'n wet ingestel moet word. Wette is iets wat ingestel moet word om iets te verplig en om strawwe uit te deel as iets nie gedoen word nie. En ons stem saam met hulle definisie van verplig, dat iets moet gedoen word en dat daar strawwe uitgedeel moet word as dit nie gedoen word nie. Ek reageer dan graag op my opponent se argument. Dames en here, dit las aan by ons grens. Ons praat nie vandag oor eerste wêreldlande soos Duitsland nie. Ons leef in hedendaagse Suid-Afrika. Ons moet realisties wees, nie idealisties nie. Herwinning is net onmoontlik in hedendaagse Suid-Afrika. Voorsitter, dit bring my dan by my hoofargument, dat Suid-Afrika as land nie in staat is tot herwinning nie. Dames en here, Waterkloof het net nou die dag nog die water gehad nie, en ons het daagliks beurtkrag. Hoe onder die son kan ons verwag om nou duisende rande se fabrieke te gaan staan en bou, en dat ons van hulle kan verwag om te werk? Dames en here, ons kan skaars treine koop wat op die treinspore pas. Nou wil ons nog herwin daarbey. Dames en here, ons kan nou maar eerlik wees. Ons ekonomie stort so 'n bietjie in mekaar. Suid-Afrika kan eenvoudig nie herwin nie. Herwinning is nie oorwinning nie. Nie in Suid-Afrika nie, nie nou nie. Baie dankie. Ons gee geleentheid vir die tweede spreker van die inleidende span om haar toespraak te lewer. Nasionalisme is daai diep gewortelde trots vir jou land. Daai trots wat jou op hoogtes neem om enigiets op te offer. Voorsitter, dames en here, my naam is Mienke Serfontein en ek wil eendag trots wees op my land. Nie net wanneer ons die rugby wêreldbeker terug gaan huisbring nie, maar oor hoe ons land lyk. Die proposisie van vandag is, herwinning behoort deur wetgewing verplig te word. En ons as span sê, ja, vir alle regte redes. Ruwan het kom sê dat dit 'n stelsel onder ons mense kweek, en ek sal aangaan deur te sê dat dit vir ons 'n trots vir ons land kweek. Uit eie ervaring opponente, ons ry elke dag bus toe deur die strate van Hillbrow. Ek is nie trots op die papiere wat langs die pad lê nie. Deur saam te staan as 'n nasie en te herwin, sal ons saambring. Opponente, dis net 'n klein stappie in die regte rigting. Dit sal ons op hoogtes neem, nasionalisme kweek,
'n trots kweek. Ek glo nie dit vat baie tyd om net te herwin nie, om net 'n papier op te tel en in die regte asblik te gooi in die opponente. Dis 'n stappie in die regte rigting. Dis proaktief opponente en daarom glo ons as span dat herwinning behoort verplig te word deur wetgewing in Suid-Afrika. Dankie. Baie dankie. Ons gee 'n geleentheid vir die tweede spreker van die opponerende span om haar toespraak te lewer. Ekskuus. Nee, ek swanger preek dit. Okay. Herwinning is nie oorwinning nie. Herwinning is gans te duur om in Suid-Afrika te implementeer. Ons moet realisties wees, nie idealisties nie. Ek organiseer my toespraak soos volg. Ek gaan op die begripsontleding se geskilpunte reageer en my opponent se argument. Laastens sal ek dan my eie argument hanteer, naamlik dat herwinning gans te duur is. Wat die begrippe betref, is ek bly ons kon konsensus bereik en beweeg graag aan. My opponent het vandag gesê dat hierdie 'n nasionalistiese gees gaan skep en dat dit ons trots gaan bring en dat sy nie trots is op die vullis wat in die strate lê nie. En ek stem saam, ons moenie trots wees daarop nie, dit bewys net ons punt. Ons het reeds nie die infrastruktuur om vullis te verwyder nie. Waar gaan ons die kapitaal kry wat benodig word om herwinning te implementeer? Hierdie is onrealisties. Voorsitter, dit bring my dan by my hoofargument. Hierdie is eenvoudig gans te duur. Nie 2 strate van die skool af nie, staan my vullisdromme nog propvol vullis, want ons werkers word onderbefonds en staak huidiglik. Ons het nie die geld nie, ons kan nie ons werkers betaal nie. Waar gaan ons geld kry om hierdie te befonds? Gaan ons belastingbetalers nog meer moet betaal? Met inflasie wat die hoogte inskiet, wat gaan hierdie kos? Voorsitter, ek sluit graag met die volgende af. Ons kan nie lieksede soos herwinning bekostig nie. Ons kan nie lugkastele uit gebroke bottels bou nie. Waar gaan ons die befondsing kry vir hierdie? Hierdie is gans te duur. Baie dankie. Ons gee die geleentheid vir die derde spreker van die inleidingsspan om haar toespraak te lewer. Dames en here, my naam is Lenae de Pre en ek is die finale spreker van die voorstanderspan. Dames en here, ek en my spanmaat staan op ons agtervoete, want Adam sê dis Eva en Eva sê dis die slang, maar ons is vandag hier om die waarheid vierkantig in die oë te staar, want die wetgewing behoort verplig te wees om herwinning te verplig onder die mense. Ek kom by my eie konstruktiewe argument. Kom ons beskerm ons eie planeet, dames en here. Ons het nie 'n planeet B nie. Ek val julle dan aan. Ons wil net eers sê, ons stem nie saam met julle ontleding nie, want ons wil graag 'n normatiewe debat voer, nie 'n beleidsdebat nie. En dan, ek sien daagliks deur die strate van Hielbrau, hoe taxi-bestuurders besluit om hulle rommel by hulle vensters uit te gooi, dames en here. Dit is nie 'n land waarna ons streef nie. Ons wil graag 'n skoner land hê en ons planeet beskerm, want soos ek reeds gesê het, ons het nie 'n planeet B nie. Ons moet alles net beskerm, dames en here. En ongeag van hoe die regering dit gaan doen, is dit ongelukkig nie vandag se kwessie nie. En dit is of ons wel dit moet implementeer in Suid-Afrika. Dames en here, ons sal die aarde moet beskerm en ons moet weet dat ons nie 'n planeet B het nie. Baie dankie. Ons gee dan geleentheid vir die derde spreker van die opponerende span om haar toespraak te lewer.
Dames en here, herwinning behoort nie deur wetgewing verplig te word in Suid-Afrika nie. Nie hier nie en nie nou nie. Nie hier nie en nie nou nie. Ek organiseer my toespraak soos volg. Ek sal eerstens finaal die begripsontleding hanteer, waarna ek sal reageer op my opponent se argument. Ek sal dan my eie argument, dat herwinning nie in Suid-Afrika verplig moet word nie, want ons munisipaliteite kan dit eenvoudig nie hanteer nie. Daarna sal ek my en my spanmaat se argumente saamvat en daarna vir julle afsluit. Wat die begripsontleding hanteer, sukkel ons nog steeds oor die definisie van behoort. Ons sê nog steeds dit is 'n beleidsproposisie, sienende dat 'n wet ingetree moet word. Ek reageer dan graag op my opponent se argument. Hulle het gesê dat daar nie 'n planeet B is nie, maar dames en here, ons moet eerder fokus op ons planeet A. Ons kan eenvoudig net nie hierdie planne bereik met ons land en ons planeet nie. Die planne is onbekostigbaar en onrealisties. Dit bring my dan by my hoofargument. Herwinning moet nie in Suid-Afrika verplig word nie, want ons munisipaliteite kan reeds nie ons asblikke wegvat nie. Wat nog van herwinningsareas? As ons herwinning verplig wil maak, moet ons seker wees dat ons munisipaliteite dit sal kan hanteer. Die antwoord is 'n besliste nee. Ons moet fokus op realistiese, lewensvatbare planne. Ek vat graag my en my spanmaat se argumente saam. Kari het vandag argumenteer dat ons dit nie vandag sal kan bereik in ons land nie. Anja het ons oortuig dat ons dit nie vandag kan doen met ons huidige ekonomie nie. En ek het gesê dat ons dit nie kan doen met ons hedendaagse munisipaliteite nie. Dames en here, ek sluit graag af. Ons asblikke loop oor en ons geduld hardloop uit. Ons moet ons tyd fokus op lewensvatbare, realistiese planne, nie liegstories en valse oortuigings nie. Ons sê dat herwinning nie deur wetgewing verplig moet word nie. Nie hier nie en nie nou nie. Baie dankie. Ons gee dan nou geleentheid vir die 7 minute debatsgesprek om te begin waar die opponerende span eerste geleentheid kry om vir die inleidende span 'n vraag te vra. Kom ons kyk net gou of die mikrofoon aan is. Kan julle my hoor? Okay. Opponente, kan ons verwag dat die regulasies suksesvol sal geïmplementeer word in Suid-Afrika as ons nie eens ons reeds bestaande regulasies suksesvol kan implementeer nie? Hoor die opponente, en dis wat Laney, ons derde spreker, gesê het, ons het 'n groot probleem hierso, want dit is 'n normale normatiewe debat. Met ander woorde, dink aan die term behoorte, want behoorte sê ons moet 'n algehele rigting kry waarin ons moet gaan. Met ander woorde, kom ons sê dit is 'n debat oor 'n morele probleem. Moreel, is dit reg of verkeerd? Dit is waaroor die debat gaan en nie die fisiese toepassing daarvan nie. Ons stem ongelukkig nie saam nie. Siende dat ons spesifiek moet praat oor wetgewing vandag, sê ons nog steeds dat dit 'n beleidsproposisie is omdat wette ingestel word. Opponent, dink jy nie dis juist iets in plaas van niks nie? Dis die stappe in die regte rigting. Wil jy net terugstaan en kyk in die huidige toestand van ons land? Opponent, dit gaan meer as 'n stap in die regte rigting vat om herwinning in Suid-Afrika te implementeer. Dis 'n groot stap wat ons ongelukkig nie kan vat nie. En opponent, ek wil net ook bylas, hierdie is onrealistiese planne. Ons moet eerder fokus op dinge soos misdaad en ander dinge in ons land, in plaas van onrealistiese planne wat nooit sal kan uitwerk in ons land nie. Stem julle tog nie met ons saam? Ons het baie groter kwessies waarop ons kan fokus nie. Die gaan tog duur wees. Ons kan ander goed befonds. Okay, hoorie, net die probleem is as mens kyk na byvoorbeeld herwinning en ons sê dit word deur wetgewing gereguleer. Met ander woorde, ongeag hoe ons dit gaan toepas, wetgewing sê ja of nee. Dis waaroor die hele debat gaan. Sê wetgewing dit moet toegelaat word of sê wetgewing moet nie toegelaat word nie? Dink julle nie dit sal die toerismebedryf in Suid-Afrika ook dan meer bevorder nie, want dink julle regtig iemand sal na 'n land toe wil kom wat so vuil lyk soos wat dit nou tans is in Suid-Afrika?
Opponent, ons stem met julle saam, maar ons kan eerder fokus om net in die eerste plek die papiere opgetel te kry, om hierdie goederes dan nog na herwinningsareas toe kan vat, is onrealisties en duur. Ons moet eers fokus op ons munisipaliteite, dat hulle eers ons asblikke net eenvoudig kan leegmaak. Maar opponent, ons kan dit dan doen, maar niemand doen dit nie. Dis juist hoekom ons wil hê die regering moet dit verplig. Wetgewing moet in plek gestel word sodat mense die plig het om dit te doen. Dan ja, opponent of wetgewing ingestel word of nie, dit word nie suksesvol ingestel nie. Ons mense word nie gestraf nie, so hulle kom nie die verantwoordelikhede na nie. Dit gaan nie werk in Suid-Afrika nie. Hoor net gou hierdie hoofargument en julle het nog nie direk daarop reageer nie. Is daar besoedeling in Suid-Afrika? Natuurlik is daar besoedeling, opponent, maar hierdie wijk van die Nee, ja of nee. So daar is besoedeling in Suid-Afrika. Met ander woorde, moet daai herwin word, eerder as om dit te besoedel, eerder om as dit te mors. Opponent, julle is besig om totaal en al onrealisties te wees. Julle kan nie hierdie lugkastele van julle bou op 'n gebrokkelde fondament nie. Ons het nie befondsing nie, ons het nie infrastruktuur nie. Julle moet realisties wees. opponent, ons is eerder proaktief as wat ons net niks doen nie. Dis juist waarop ons fokus vandag. Is dit reg of is dit nie? En ons sê dis reg. Opponent, julle luister nie na wat ons sê nie. Ons sê, ja tog wil ons dit herwin. Ons sê nie dat dit sleg is nie, maar in die huidige Suid-Afrika is dit nie realisties nie, want ons asblikke word in die eerste plek nie leeggemaak nie, wat nog van herwin. So, wat van sonder herwinning? Wat is sonder herwinning? Ons het 'n voorbeeld genoem uit Duitsland, en ek weet julle wil nie Duitsland hê as 'n voorbeeld nie, maar dit is 'n voorbeeld van 'n huidige stelsel. Lena het nou net genoem van die toerisme in wat kan benadeel word. Dit is tog deel van die stelsel, en sonder hierdie het ons nie 'n volledige een nie. Ekskuus opponent, weer eens, sonstelsel, dit klink wonderlik, maar dames en here, sonstelsel klink vir my soos super baie geld. Wat ons weer eens nie het nie. Dames en here, ons kan nie eens herwinning op 'n normale skaal implementeer nie. Wat nou nog van sonpanele en sonkrag? Dis heeltemal idealisties. Opponent, ek's jammer, maar waar val ons uit die bus uit met sonstelsels? Julle het ons nou net met die eerste wêreld. Nee, stelsels, net stelsels. Dit is 'n stelsel. Klaar maak. Opponent, julle vergelyk ons nou met 'n eerste wêreldsland. Ek dink ook dit sal baie wonderlik wees as ek in die aand binnelanders kan kyk, maar ons sit ongelukkig met beerdkrag. Nee, wag, hoorie. Aan en al vir stelsel is 'n stelsel. Kom ons noem dit maar 'n stelsel, want sonpanele dink ek het niks hiermee te doen nie. Dankie, maar ons gaan nie nou stry oor die definisie van 'n stelsel. Daar's reeds geld. Kan ek asseblief my sin klaarmaak? Baie dankie. Dames en here, die punt van die saak is, moet daar wetgewing ingestel word? Dit klink wonderlik, maar dit gaan nie werk in hedendaagse Suid-Afrika nie. Dis onbekostigbaar. Maar is dit nie wat die debat vra nie? Die debat vra ons moet wetgewing ingestel word of nie? Wel, opponent, as 'n mens daarna kyk, soos wat ons gesê het, ons wetgewing en die regulasies, die asblikke word nie leeggemaak nie, dit word sommer gesteel. Hoe kan ons verwag dat ons dit sal kan herwin? Opponent, ons reeds geld in plek gestel, ons reeds geld op sy gesit vir hierdie stelsels. Hoekom maak ons nie net seker dit kom by die mense uit, by die plekke uit nie? Dit is nie die land se skuld, dis nie die wetgewing se skuld nie, dis die werkers se eie skuld. Opponent, ek stem nie saam nie, dit is absoluut die wetgewing se skuld en hierdie sogenoemde geld wat julle sê in plek gesit is na 'n persoon se BMW toe gestuur. Dit gaan na herwinning toe gaan. Het jy nou gehoor wat Mienke vir jou gesê het? Sy het net gesê daar is mos stelsels in plek. Daar is mos herwinblikke, daar is mos astromme. En dit werk nie. Nee, maar wag. As herwinning in Suid-Afrika gewerk het. Ja, maar dis hoekom ons wetgewing wil instel. Want as al wetgewing is, dan gaan mense meer in daardie asblikke gooi. En dit is net 'n feit, dit is net hoe dit werk. Ek stem glad nie saam nie. Ons het spoedgrense. Ry mense binne in die spoedgrens? Nee. Ons het nou herwinningswette, gaan mense herwin? Nee, hulle kan nie. Dit is onrealisties en onbekostigbaar. Opponent, julle praat so oor paaie. Jeffreys Baai het 'n paar jaar terug 'n nuwe pad geteer oor die herwinning. Hulle het plastiek sakke gebruik om 'n pad te teer. Ons kan sulke programme in plek stel, die wetgewing kan dit doen, want hulle het beheer, hulle het die krag, hulle het die mag, hulle kan dit doen. Ons as mense kan nie net self 'n pad gaan teer met plastiek sakke nie. Dankie opponent, maar Jeffreys Baai is een dorpie. Ons is 'n hele land. Hoe gaan ons hierdie grootskaals implementeer? Proaktief eerder as niks, opponent. En dit is ons punt van vandag. Ons doen eerder iets in plaas van niks.
ons gaan dalk ietsie probeer, maar ons gooi regtig net geld na iets toe wat nie gaan werk nie. Ja. Ons gaan 1 stapie neem, 2 stapie neem en dan skielik, daar hou ons op. Ja, oor hierso. Daar is nie genoeg. Kan ek asseblief my sin klaar maak? Baie dankie julle. Dit is die einde van ons 7 minute debatgesprek. En ek gee nou graag geleentheid aan mense wat wil vra vir die inleidende of die opponerende span. Kom ons begin sommer heel voor. Die inleidende of opponerende, praat net lekker in die mic in. Okay. En jy kan staan. Help mekaar. Julle het gesê dat Suid-Afrika op die top 5 lande, julle het gesê dat Suid-Afrika se toerisme sal beneder word as gevolg van herwinning en omdat dit nie bestaan nie. Maar Suid-Afrika is klaar op die top 5 lande wat toerisme lok in die wêreld. So sal herwinning dit verlaag. Sal misdaad dit nie eerder erger vir Ek stem saam opponent, maar sal jy na 'n land toe wil gaan reis waar daar plastiek sakke oral lê? Nee. So ons wil juist hierdie programme want die plastiek soos vermorsing vermeerder by dag. So ons wil dit nou stop. Ons wil nou ietsie daaraan doen sodat dit in die toekoms nie tot benadeling van ons land sal wees nie. Ja, en dan net om daarbey by te las. Ek dink dit is heel eenvoudig. As ons nou meer sakke en goederes moes oral rond lê, dink nie mense wil eerder nie na so 'n land toe gaan nie. En soos Minke ook gesê het, ons moet eerder proaktief wees eerder as wat dit te laat is en ons het niks probeer nie. Ons het nog 'n vraag hier, so skus ek het vergeet ek moet dit sê. Spreker 3 van Afrikaans meisies. Ek dink is jy of spreker 2 wat hierdie donker prentjie geskets het en gesê het dit gaan nie kan werk nie. Dit sal nie kan werk nie en alles lyk net so sleg. Maar dink julle nie dat ons wanneer ons hulle verplig met die wet en vir hulle boetes gee of baie streng optree, soos wat daar opgetree word teen dronk bestuurders. Dink julle nie dit is die uitweg nie? Ja mevrou, ek stem saam dat miskien kan dit werk, maar ons regstelsel. Ekskuus mevrou, ons het al reeds soveel wetgewing teen byvoorbeeld dronk bestuurders, maar dit word eenvoudig nie geïmplementeer nie. Daar stap daagliks mense weg sonder enige nagevolge. Ja, en mevrou, jy het ook gepraat van dronk bestuur, maar jy kan eenvoudig net 'n R100 noot vir die polisieman glip en daarso stoef is die probleem weg. In Suid-Afrika sal dit nie kan werk nie. Baie dankie julle. Hier's nog 'n vraag. Ek het 'n vraag aan die inleidende span. Spreker 1, jy het gesê dat wanneer jy hierdie wetgewing vir herwinning toepas, dat jy nie juis boetes aan hierdie mense wil toeskryf nie. Maar nou vra ek vir julle, as julle dan nie boetes aan hulle wil toeskryf nie, sê julle dan die wetgewing moet minder streng optree as boetes, of wil julle baie meer streng optree deur hulle sommer klaar tronk toe te stuur? Ja, ek dink dit was 'n groot probleem in die debat, omdat ons het duidelik gestel behoorte in die debat sê moet daar 'n wetgewing wees of moet daar nie 'n wetgewing wees nie. En hoe mense dit moet implementeer, wil ek vir jou vra, as daar eerder 'n wet is, dink jy die mense gaan eerder meer versigtig wees en dan eerder besluit om te herwin nie? Dit is heel eenvoudig vir ons span dat net 'n wetgewing alleen klaar mense sal oortuig om te kan herwin. Baie dankie. Ons het nog 'n vraag hierso. Help mekaar, julle het gesê dis 'n normatiewe debat en Affies het gesê dis 'n beleidsdebat wat dieselfde ding is, as ek weet nie. Ja. Maar so Affies, ek wou julle vra, dit beteken ons praat van in 'n perfekte wêreld. En in 'n perfekte wêreld waar alles perfek is, hoekom praat julle oor die huidige situasie in Suid-Afrika? Want meneer, ek weet nou nie lekker wat om te sê eintlik nie. Alhoewel ons graag almal in 'n perfekte wêreld wil leef en ons wil definitief graag as dit sou moontlik wees hierdie wette implementeer, maar dit bly onmoontlik. Ons moet ongelukkig na die groter prentjie kyk. As ons nie na die groter prentjie kyk nie, het ons eintlik ons kan nie dan sien hoe dit gaan werk of nie gaan werk nie. En ongelukkig soos wat ons reeds bewys het, as ons nou maar na die donker, onperfekte wêreld kyk, soos wat dit is, dit gaan nie werk in hedendaagse Suid-Afrika nie. En opponent, ek wil net ook bylas dat as ons wil hierdie moet werk,
dan gaan ons eers al die ander groot foute moet regmaak in Suid-Afrika sodat hierdie kan werk. En ongelukkig is dit onmoontlik op hierdie stadium want ons lewe nie in 'n perfekte wêreld nie. Waterkloof sit sonder water. Hoe wil julle nou hierdie herwinningsstelsel op 'n gebroke fondasie bou? Goeienaand. Ek vra graag aan Help Mekaar. Julle praat die heeltyd oor herwinning, maar julle dui op julle argumente na hergebruik. Kan julle net vir ons sê wat is die verskil? Ja, ek dink herwinning natuurlik is ons nou baie prosesse en goeders en maniere hoe hulle dinge herwin. En dink jy nie herwin om iets weer te gebruik kan 'n vorm wees van herwinning nie? Ons dink so en as ons verkeerd is, kan iemand ons aanhou. Baie dankie, ons gaan ons laaste vraag hier aanvaar. Hallo. Ek wil net aan julle vra, as 'n persoon nou hulle rommel nie strooi nie, maar in die asblik gooi, maar dit nie herwin nie, moet daar nog steeds regstappe teen hulle geneem word. Soos hulle gooi dit nie op die grond nie, maar hulle herwin dit net nie, want dit is mos nou waaroor die debat gaan. Ek dink jy's bewus mense kan seker produkte nie herwin nie. En natuurlik gaan jy daai produkte mos weggooi. En soos dit ons voorbeeld genoem het in Duitsland, is daar mos nou sekere produkte wat jy herwin en indien jy sou jy dan daai produkte dan kies om te herwin. En daar kan ons altyd ekstra stelsels in plek stel om uit daardie asblikke uit die herwinningsprodukte uit te haal en dit juist te herwin weer eens. Baie dankie julle, dit is die einde van ons junior debatfinaal. Kan ons vir hulle 'n groot handeklap gee?